Goeienaand mense, Jaapie hier. Ja, ek het lanklaas 'n video gemaak. Wel, miskien nie te lank terug nie, maar van julle verwag dat ek meer gereeld seker moet maak. En daar is redes vir dit ook gewees. Buiten dat ek skofte werk en besig is om 'n huis te herbou soort van te refurbish, was ek ook baie sieklik gewees vir 'n paar maande. Soveel so dat ek 'n paar keer in die hospitaal was. En ja, die Engelandse weer en so aan akkedeer nie baie goed met my nie. En ek dink hulle spuit verskriklik baie goed hier so ook in die lug. En dit natuurlik daai barium, strontium en aluminum en wat ook al anders hulle spuit. Heavy metals, dit affekteer ook maar mense sleg. En ek het my lewe lank nog gesukkel met my bors, longe, asma en sulke goed. En dit maar net baie versleg. En ja, dis maar hoekom het gebeur het, dat ek moes 'n paar keer hospitaal toe gaan vir dit. En soveel so dat so 'n week terug of wat, het ek mini stroke of something gehad, maar ek dink terwyl ek geslaap het ek vir 'n tydperk te min suurstof ingekry vir my brein. En toe die dag daarna, toe sukkel ek veral met Engels om te praat. Kan nie trends in sin vorm nie. Ja, baie groot geskrik en ja, mens voel nogal hulpeloos as so iets gebeur. Dit het intussen 'n bietjie verbeter nou. So ek praat beter. En ja, ek het ook agtergekom met die comments. As ek comments skryf, partykeer dan maak ek foute. Dan kom ek eers na die tyd agter as ek teruggaan na my comments toe dat ek het iets heeltemal verkeerd geskryf of 'n woord ingesit wat nie eers sin maak nie. Maar ek dink dit het ook maar te doen met hierdie wat ook al met my gebeur het. Soos ek sê, ek vermoed is dalk soos 'n mini stroke terwyl ek geslaap het. Miskien is dit maar net dat met my asma ek vir 'n lang periode seker nie suurstof brein toe gehad het en dit kon dit seker ook maar gedoen het, ek weet nie. Feit van die saak, dit is nou beter. Die weer het ook verbeter hierso. Maar dis maar hoekom ek nie so baie video's maak of gemaak het die laaste tyd. So, die mense sal seker kan sê, ja, het is aanval van die bose. Ja, dit is ook moontlik. As ek voel ek bring die waarheid na die volk. Ek verkondig die volle waarheid of so veel as van die volle waarheid as wat Jehovah my toelaat om te verkondig. En ongelukkig, ja, as jy die waarheid verkondig, is daar nie te veel mense wat vir jou luister nie. Dit is nie so as kanale wat sommer enigiets verkondig en dan het hulle daar duisende followers. Maar nietemin, ek moet nog steeds preek en sê wat Jehovah vir my gee om te sê. As al luister net een persoon. Ek wil 2 dinge aanraak in hierdie video. Een is oor die tydlyn. En dat dit is eintlik net 'n groot fliek waarin ons is. Wat in die wêreld aangaan is net soos 'n groot fliek en ons is deel van die fliek. Maar die snaakse deel van dit is dat ons mensdom, ons weet nie ons is deel van die fliek nie. Dit is die snaakse deel daarvan. Lucifer het ons hier in 'n fliek en sy gesande regeer die wêreld van in al die lande wat saak maak. En hy gebruik hierdie pionne wat agter die gordyne is hulle dik vriende, dik pelle, maar dan voor die kameras, dan is hulle kamstig vyande en kwaad vir mekaar. Maar soos ek sê, agteraf lag hulle, maak jokes en gaan dit hankie-dorie. Dit is alles vir 'n big show, dit is alles om ons te mislei, want ons is in die kort seisoen van misleiding.
Exodus 20, dis, hoor, daar gaan ons alweer, ek bedoel, Openbaring 20, dis wat het daarvan praat. En ek gaan 'n stukkie van 'n video vir julle speel en net so van 'n deurwerk. En dan paar verse noem van die Book of the Nazarene, my favorite boek van alle tye. Mees favorite boek. Hierdie ou was, wel, ek dink hulle gaan dit nou noem ook hierso. Hy is in Secret Service of iets gewees en hy het 'n inligting gekry en hy wou dit met mense deel en dit het hom amper sy lewe gekos. En ja, blijkbaar het hy selfs een van sy bene verloor, dat hulle hom aangeval het en hom oor die kop geslaan het. En maar as 'n waarskuwing dat hy nie die inligting moet gee vir die mense nie. Ek wil net sekere dinge aanraak van wat hy sê, so en verduidelik hoe dit wys dat ons is, of om te wys wat Lucifer se planne is en wat Lucifer probeer doen om ons te mislei. En dan vat ons dit maar van daar af. Ek voel hom nou nie so groot nie. Ons kyk hier. What role in the Middle East again does Israel play in this? Israel was created as the instrument to bring about the Battle of Armageddon and the fulfillment of prophecy. Baie belangrik wat hy hier so sê. Israel is created to fulfill Bible prophecy. Nou Lucifer het die idee van Israel, die volk wat nog bestaan, of wat nou die Jode is natuurlijk, en daar in hulle fake kanon sit daar in Jerusalem. Hy het dit geskep om die mense te mislei, om die mense te laat dink, ons is besig om Openbaring te vervul. Hy sou dit nie kon doen sonder die bestaan van 'n volk wat Israel genoem word, en sonder dat hulle nou daar in hulle Jerusalem is, die komstige heilige land daarso wat hulle gaan oorvat het. Dit moet al wees vir Openbaring om te vervul. En dis hoekom hy dit moes skep. Hy moes hierdie Israel nasie skep, en ons kyk in die boeke en dit sê in 1860 het die Jode hulle self begin Israeliete noem. Nou ja, ons weet hulle is nie Israeliete nie, hulle eie boeke sê hulle is nie. En hulle Jewish Encyclopedia in 1925, ek dink is in volume 5, bladsy 43 of soos onder Edom, sê dit daar dat die Jode is Edomiete. Hulle sê in hulle eie boeke wie hulle is. Hulle is Edomiete, hulle is nie Israeliete nie. En hulle het natuurlijk ook vermeng, hulle is maar 'n mengsel van Jafet en Shem. Nou Shem vanaf Esau af, se kant, en dan, hulle het natuurlijk Esau ook gemeng met Canaaniete, maar dan ook van Jafet, soos die Khazars, wat van Jafet af is. Maar hulle het niks te doen met Israel nie. Maar soos hierdie ou sê, dis die rol wat hulle moet vervul in hierdie kort seisoen van misleiding. Daar is 'n groot rede, hoekom Lucifer die Israel volk, daardie Jode volk geskep het daarso, en die fake Kanaan in Jerusalem, en daar is nie Jerusalem daarbo nie. En Kanaan is nie 'n woestyn nie. Soos ons sien in profesie, vandag nog, is daar woude om die berg Sion, waarin die volk gaan bly in die toekoms, na die tweede Exodus. Iets wat nog moet vervul, en die Bybel sê, dit is forests around Mount Zion. Nou waar is daar die woude, rondom, in daar die woestyn daarbo? Daar is die woude daar nie. Dan kan dit ons nie die plek wees nie, maar daar is baie ander redes hoekom dit nie die plek is nie. Hulle lieg vir ons. A war that will be so terrible, where nuclear weapons will be used, so that the American citizens and the other people in the world will get down on their knees and beg for no more war. And what is the answer to that? They're going to be told the only way we can guarantee no more war is if we destroy the sovereignty of nations and we come together as one humanity and government. Right. En ek het dan vorige video vir julle gewys, ook hoe Lucifer moontlik hierdie gaan vervul, of laat die nasies moet saamkom. Dit staan ook in 2 Esdras 13, net so.
dat die nasies los hulle oorlog te mekaar en hulle kom almal saam om Yahushua se vleiende stad aan te val. Hulle is al reeds lankal besig om die mense te breinspoel met die idee van UFO's en aliens en die motherships. As hulle kom, dan moet die wêreld saam staan teen hierdie threat. Hulle wys dit vir ons ook in die flieks die hele tyd. Hoekom dink julle stort hulle miljoene in flieks in? Is om die mense te breinspoel, om die mense te help met die groot misleiding. Want aan die einde van die dag gaan dit oor jou siel. Ja, so as jy Jezus 'n verskyning maak dat die volke moet saam staan en dan hom aanval. Maar natuurlik gaan hulle ook fake UFO's hê wat hulle self gemaak het en die nasies aanval. En die rede daarvoor ook dan sou wees om dat die nasies moet saam staan. En maar dit gaan nie nou gebeur nie. Dit sou eers heel aan die einde gebeur het. Toe na by die slag van Gog en Magog, daar die tyd eers. Nou moet hulle maar eers beklei, want Lucifer gaan nou eers probeer die Israel nasies wêreldwyd uitwis, die wit nasies, want hy weet die tweede Exodus is veronderstel om te gebeur. Now I'm telling you, unless the American people wake up and stop it, starting in about 1996, the Battle of Armageddon will become a reality. He laid out the blueprint for everything we're seeing today. He knew why it had to happen, he knew who, Revelations, whether you believe in the book, and he knew what we should expect next. read the book of Revelations, whether you believe in the book or not, read it because the men who are bringing this about are using it as their script. Daar is hy vir jou. Nog 'n plan van Lucifer in die kortseisoen van misleiding. Dat hierdie leiers, of wat nou ons leiers is, hierdie mense wat vir Lucifer werk, hulle moet Openbaring gebruik as 'n skrip. Hulle moet dit wat in Openbaring staan, dit probeer die mense oorreed dat dit is nou besig om te gebeur. Nou hierdie ou dink, dis vir ander redes, nou ek dink ek gaan nou een hier so noem, maar die rede daarvoor is, want Lucifer weet, dit het al gebeur, rondom 70 na Christus, maar hy wil die Christendom mislei, deur te dink, die tweede koms van Yeshua het nog nie gebeur nie, sodat hy 'n valse Messias kan stuur, en 99% omtrent van Christenskap gaan hierdie valse Messias volg, want hulle verwag mos 'n tweede Exodus. Tweede Exodus, 'n tweede koms. Hulle verwag mos 'n tweede koms van Yeshua. Hoe maklik is dit dan nie vir Lucifer om net 'n fake Messias te stuur? En dan volg hierdie mense die fake Messias, want hulle het mos nog gewag vir hom. Maar as jy geweet het dat die Openbaring al reeds vervul het, tot en met hoofstuk 19, as jy weet die tweede koms van Yeshua was in sy disipelse generasie, nes hy gesê het in die Bybel, al hierdie goed staan in die Bybel, Yeshua het in die Bybel, as oor die 70 verse wat ek al gegee het in 'n vorige video vir julle, wat wys dat Yeshua se tweede koms het gebeur rondom 70 na Christus. Openbaring het vervul rondom 70 na Christus. Historikuste stem saam met my. So Tacitus en Flavius Josephus. En selfs Josephon. En selfs die ou Bybels wat ons het vandag, sê ook, dit het al reeds gebeur. Die 1000-jarige vrederyk het al reeds gebeur. Soos die Geneva Bybel, dit staan daarin. Ek gaan net gou hier pause. Ja, so, kom ons hoor wat die trio nog te sê. This interview was recorded in 1992, and as you listen, you'll understand why his blueprint still matters today. Because he said it would all unfold exactly like this, down to the smallest detail of the script. My teeth were falling to pieces and I needed a... And I get people who still come to me all the time and say, Bill, you're all wrong, it's the Jews. The Jews are subverting the world. Man, it's not the Jews, it's not the Catholics, it's not the blacks. It's these men who belong to the ancient mystery schools, who meet in secret. Daar wys hulle die regte naam daar. Ek het julle mos al gesê voorheen, die twee arms van Lucifer en die kortseisoen van misleiding.
Dis daardie mense, die Masons en die Jode. Dis die twee ouens waardeur Lucifer sy dinge vermag op die stadium. Secret decide the fate of the world. And they belong to all different races and all different nationalities and all different religions to the public point of view. But in secret, it's a different story. Ja, soos hy sê, hierdie mense kom van verskillende agtergronde af, lyk verskillend, maar eintlik agteraf werk hulle almal saam, hulle almal dien Lucifer, hulle almal wil sy wil laat geskied hier op aarde, en dit is al, hoekom hulle voel hulle hier is om te bestaan, is om die mense te mislei, en sodat Lucifer sy wil kan geskied. Agteraf is hulle almal big pelle, maar vooraf is hulle vyande en skree hulle op mekaar en is hulle kamstig kwaad vir mekaar. Hulle is almal actors. He claimed the fate of billions rest in the hands of a small group of people. And their strategy, he said, is simple. Keep us watching the circus so we never look behind the curtain. At the highest levels of all countries, they all belong to the same club. Ja, hulle is almal deel van die same club. And we, the people, sit back and we watch this grand drama which is being played out for our benefit. En hierdie grand drama waarna hy verwys, daar's mense wat doodgaan met hulle false flags en hulle goeders wat hulle doen. Dis nie alles fake nie. Daar's actual mense, gewone mense wat doodgaan, wat moet die prys betaal met hulle lewens vir hierdie akteurs om te kan regkry wat Lucifer wil hê hulle moet regkry. Not theirs. If it wasn't for us, they wouldn't even have to do any of this. Presies, ja. Lucifer mag nie die mensdom uitwis nie. Hy is hier om die mense te mislei in die kortseisoen van misleiding. En so, dit is hoekom hy hierdie groot fliek vir ons laat afspeel hier voor ons, laat ons mislei moet word. Die oorloë, die nasies wat kanstig kwaad is op mekaar, of seker is van hulle. En byvoorbeeld so Trump wat skielik mal geraak het, en gelyk het of mense hom nie kan vertrou nie, of hy iets brain damage het of something, maar voorheen was hy fine gewees, en hy het goeie besluite gemaak, en nou skielik maak hy net dom besluite, en hy vloek sommer, en gaan mal. Dit is alles deel van die hele rolprent, mense, dit is alles deel van die deception, van die misleiding. Hulle wil die westerse wêreld se leiers laat sleg lyk, Stamer lyk al reeds soos 'n pateet, maar nou Trump, hy begin nou lyk soos 'n pateet, en die mense is nou komstig kwaad vir die ou, van hulle is nou actually kwaad vir hom, en wat aan sy kant was, en nou dink hulle die huis heeltemal koekoes. Die feit is, hulle moet die stage set vir, soos hulle dit sou noem, 'n derde wêreldoorlog. Hulle moet 'n rede skep vir Putin, vir die Gog en Magog, Putin en sy alliansies. Hulle moet 'n rede skep vir hulle om die westerse wêreld te kan aanval. Hulle moet die westerse wêreld se leiers kry, wat eintlik almal saamwerk en pelle is. Ek dink selfs Putin is moontlik deel van hierdie groep van pelle. Maar ek kan nou nie bewys nie daarvoor nie. Ek weet daar was 'n vrou wat 'n visioen gehad het waarin Putin maar saam met die res ook daar by 'n plek by mekaar gekom het. Dit is moontlik. Maar hulle moet die stage set sodat die mense dink daar is 'n goeie rede hoekom Putin en Rusland daardie land aanval en hierdie land aanval, want kyk wat het hulle vir hom gesê. Kyk wat het hulle aan hom gedoen. Kyk hoe gooi hulle die bomme daar. Hulle wou nie vir hom luister nie. Al hierdie stories wat hulle opdis vir ons, om ons om die bos te lei. Ja, gaan die mense val daarvoor. Mense val daarvoor. Maar dis wat ek probeer sê, Lucifer gebruik nou hierdie mense wat aan hom behoort, wat vir hom werk, om dit te skep, 'n rede te skep, dat
Putin en Rusland en China en daardie lande die wit nasies aanval. Want dis mos nou wat nou moet gebeur. So, mense nou sien hierdie Europese leiers wat moeilik raak en lelike goed sê vir Putin en om sommer net aanval of dinge doen om hom kwaad te maak. Daar's redes vir dit, mense. Hulle wil daar moet 'n rede wees vir hom om die nasies aan te val. Hulle wil hom laat goed lyk. Hy moet soos 'n saint lyk. En die westerse wêreldse leiers moet soos demone lyk. Hulle moet evil lyk. En dis presies wat hulle nou besig is om te vervul. Nou, Trump, hy het 'n goeie ou gelyk en hy maak altyd die beste besluite en hy speel soos hulle sê 4 en 5D chess en al sulke nonsens. En nou skielik lyk dit of sy wiele afval en dit lyk of hy 'n stroke gehad het en moontlik het hy 'n stroke gehad. Ek het 'n video daaroor gesien. Maar feit van die saak is hy speel ook maar net 'n rol. Dit is nou tyd dat hy ook moet soos 'n pateet lyk. En hulle speel hulle rolle goed. Sodat Putin aan die einde van die dag die enigste leier in die wêreld is omtrent wat soos 'n saint lyk. Wat lyk of hy sy varkies agter mekaar het. Hy en jy kan seker maar sê die BRICS van die BRICS nasies soos hy, China en India en so aan wat moet goed lyk. Sodat daar 'n rede is dat hulle hierdie ander nasies aanval. But you see, they just can't come out and destroy all of us because they need slaves. They need people to make their shoes and make their cars and mine the. Soos ek nou gesê het, dis nie die hoofrede hoekom hulle dit wil hê nie. Die hoofrede is dat Lucifer die mense kan mislei. Maar natuurlik is dit nou maar 'n byproduk van die misleiding is dat ons is nou maar die slafies van 'n sekere groep mense. The ore. They need worker bees, and that's what we are. His name is Bill Cooper. And what you're about to hear, and if you don't make the exception just was just like me. He was a low. George Orwell was just like me. He was a low-level member of British intelligence who was appointed to a position high enough where he saw the same documents that I saw. And he tried to warn the world just like I'm trying to warn the world, only he wasn't willing to take the risk that I'm willing to take, so he wrote it in a book called 1984 and spelled out exactly what's coming as a warning to the people of the world, as a work of fiction. But you notice that that work of fiction really stirred people up because they knew that it wasn't fiction. In their heart of hearts, everyone who's read that book knows that it's coming. Here's what Orwell understood. Control doesn't happen overnight. Donation. For decades, that Ek wil net noem, julle kan maar heeflik op 'n video op julle eie kyk na die tyd. Ek gaan net sekere dele speel hierso. was just fiction. But now, more and more of the pieces are fitting together. The scenarios that were once ridiculed are beginning to look like the morning news. Why is it that you are here today, or how is it that you are here today and you're not, conveniently taken away and put in a padded cell somewhere so that you can't speak of these things? I can tell you this, I began to reveal information in 1976, and I was physically attacked on 2 occasions. My skull was caved in, that's what all these scars are here. On the second attack, I lost my leg. They visited me in the hospital. They had no intention of killing me. They were delivering a message to me. Shut up. And that was the message that came through loud and clear. And 2 men who identified themselves with identification cards who belonged to the Defense Investigative Service, which is really the Defense Intelligence Agency, asked me if I was going to shut up or they were going to have to do it right. And I told him, I said, you don't have to worry about me. I'm going to be a good little boy for the rest of my life, and I'm going to shut my mouth. And I did for 16 years. Kept silent until I saw this. You can talk conspiracies all day, and people used to, that's when they come after you. At least that's what Bill said in the full interview. But now,
he's starting to say things that really make you pause. Look at the pattern. Does it keep happening? Listen to this. Either these men are following the book of Revelation. The book of Revelation is it is in the Bible. They're either following it, just like a plan, and bringing the prophecies in there to pass to manipulate and control those who believe in those prophecies. Presies net so. Lucifer set up alles so dat die mense dink Openbaring is besig om te vervul. En soos ek sê, die mense eet dit op so soetkoek. Kyk maar die mense wat jy na luister hier om jou, wat praat oor die toekoms, en hulle verwys die hele tyd na Openbaring dit en Openbaring dat, en kyk hoe is hierdie deel van Openbaring besig om te vervul, mense, dit is nou sulke tyd. Hierdie versies in Openbaring is nou eers besig om te vervul. Dus hulle gebruik het as 'n skrip, mense. Dit het al reeds vervul rond 70 na Christus. Maar hulle wil hê jy moet dink, dit gaan nou eers vervul. En die mense val daarvoor, die Christene val daarvoor, en hulle dink hulle is op die regte pad met die openbarings, met die profesieë, met die toekoms, wat daar moet gebeur. En hulle dink, ja, kyk, ons is in die voortou hierso, ons lei die mense hier op hierdie paadjie na die waarheid toe, maar eintlik is hulle ook maar misleid. Eintlik is hulle ook maar misleid saam met die res. En soos ek sê, die waarheid is in die Bybel. Gaan kyk my vorige video oor waar ek die verse gee van waar ons is op die tydlyn. 'n Uur langse video van Bybelverse wat ek vir julle gee wat bewys dat die tweede koms van Yeshua en die groot verdrukking en al daardie dinge wat die Bybel van praat soos in Matteus 24 het al reeds gebeur rondom 70 na Christus. Dit sê die Bybel, nie ek nie, die Bybel. Ek baseer my sienings op die Bybel. En maar hulle wil hê jy moet dink, die goeie soos Openbaring moet nou eers vervul. Sodat hulle valse messias kan kom en jou mislei. Dan in jou siel hel toe sleep. To neutralize them, so to speak. In other words, if this is written in the Bible and God has ordained it, who am I to resist? It must come to pass, so I'm not going to try to stop it. En dat is nog 'n rede ook, soos hy sê, mense gaan dink, maar dit moet dan gebeur, so dan kan ek maar nou niks aan doen nie. Maar jy moet nog maar steeds geestelike oorlogvoering doen, want dit wat nou gebeur, is goed wat wat sê hulle in Afrikaans gefabriseer is, wat Lucifer fabriseer, want dit het al reeds gebeur. So hy is nou net besig om dinge op te maak, om die mense te mislei. So jy kan beslis daarteen beklei, geestelik, in die geestelike realm. Deur jou gebed kan jy daarop fokus en dit moeilik maak vir Lucifer om die wêreld te mislei. Okay. What a perfect way to neutralize the opposition right off the bat. Or there really is a God, and what he said was going to come to pass is coming to pass. And I named this, Behold a Pale Horse, from chapter 13 of the book of Revelations, the fourth horse. Ja, nou gaan hy maar net so aan nou. En ek wil net hier so iets ook wys. We have got to the point where literally anybody can build a fully working app without knowing how to code. Let's continue, because this next part is about us. That's why they pay athletes these fantastic salaries. I was listening to the radio the other day. They just contracted to pay one player on one team $6 million a year. Can you believe this? And why is that? It's the Roman circus. What does the emperor do when the people become restive, and when the people are asking questions, and when the people don't like the policies of the emperor? He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant coliseum. And he begins to throw the Christians to the lions. And he has great chariot races and football games and basketball games, all to keep the idiots preoccupied with things that don't mean anything in the scheme of the entire world.
so that they don't have the time to learn what the truth is, so they don't ever get smart enough to learn how they're being manipulated, so they don't ever question the emperor. Maar dis ook nie natuurlik nie die hoofrede nie. Entertainment, soos die woord ook sê, jy gaan in en dit jy word vasgehou. Nou, Lucifer gebruik dit om die mense se siele na die hel toe te sleep of te kry laat hulle hel toe gaan, deurdat hulle fokus op die verkeerde goed in hierdie kort seisoen van misleiding. Dat hulle nie fokus op hulle geestelike lewens nie, maar dat hulle geëntertain word deur wat hy vir hulle opdis. En hulle word heeltemal gedistrakt daardeur en in die einde van die dag spandeer hulle nie genoeg tyd met hulle vader nie, hulle het nie verhouding met hom nie, hulle dien hom nie, hulle gaan kerk toe 1 keer 'n week en dink dit is genoeg, hulle dink hulle het hulle kaartjie hemel toe. So dit is maar die hoofrede hoekom al entertainment is. Maar die ander rede natuurlik is ook sodat die mense nie baie rebelleer teen hierdie leierskap wat vir Lucifer werk nie. Dis die ander rede daarvoor. En dis hoekom hulle so baie geld kry. Rugby is ook deel van die sirkusmense. Ek het opgehou rugby kyk op Sabbat nou al baie lank. En maar ek kyk selfs, nou dit op so 'n punt gekom dat ek het glad nie omtrent kyk. Ek kan nie eens onthou wanneer laas het ek 'n hele rugby game gekyk nie. Seker 'n paar jaar terug. Maar partykeer kyk ek soos 5 minute highlights van net wie het gewen. En dis maar al wat tyd wat ek spandeer met rugby. Maar ja, mens word so groot met dit en dit is die bee's knees. Jy het jou span wat jy support en mens praat by die werk en oral oor hierdie goeders. Maar ja, ek is nou nie meer op daardie bandwagon nie. En dit is goed so, want in die tyd waarin ons leef, moet ons nie fokus op sulke dinge nie. Soos hy sê, daar's 'n rede hoekom daardie mense so baie geld kry. En dit is maar deel van die misleiding. That's why they pay a player on a football team or a baseball team $1 million or $2 million or $3 million a year. It is the Roman circus. I know men who don't know anything in the world except who plays third base for the Mets. And they think that's a great accomplishment. And they meet and pat each other on the back and bond and go have cocktails and talk about what this guy that plays third base for the Mets did in last night's game. It's sad. It's really sad. Ja, so dis wat hy gesê het. En ja, ek het gedink hy het 'n paar interessante goed genoem en dis hoekom ek dit vir julle wou gewys het. En ook hoe dit pas in die kort seisoen van misleiding wat ons nou is. Ja, alles is 'n setup. Is om julle te mislei. Om eventually alles na 'n punt toe te dryf, na die Gog en Magog oorlog toe. Dis waarna toe ons op pad is. Soos ek gesê, die volgende stap is maar dat die wit nasies wêreldwyd aangeval moet word. Dus hoekom die leierskap van hierdie nasies begin lyk soos patete en dom besluite maak en dom dinge sê en dom dinge doen. Want hulle moet mos nou sleg lyk, sodat daardie oorlog, sodat hulle aangeval kan word, sodat daar 'n rede is vir die aanval. En ek het nou gekyk het na daardie vers van die Book of the Nazarene, is hoofstuk 7 vers 7 en 8. While eating, Yahushua said, "No man of himself can know right from wrong, for what is right in one man's eyes may be wrong in another's. Therefore strife arise among them. Only when men accept a single standard of judgment and abide by it can there be peace. When men live together without the light of the law, the Torah, die wet van Yahuwah, they are like a house built with unmortared bricks, or like men trying to tow a boat, but all pulling in different directions. There are two laws, the law of men and the Torah of the Father, who is in heaven. When I speak of the Torah, I do not mean the law of men. I am the light illuminating Yahuwah's Torah, so men see it more clearly.
Dis die ding, mense, Joshua het nie kom wegdoen met die wet nie, hy het die wet kom verduidelik vir die mense. And though I fulfill the Torah, I do not change it. Die fulfill wat die Bybel ook van praat in Matteus 5 vers 17, dit is, hy het kom doen wat die wet sê, hy moet vervul, en dis hoekom hy sê die wet en profete, dit wat dit van hom sê, vervul hy, en maar dieselfde vers natuurlijk sê hy dan ook, maar hy het nie weggedoen met die wet nie, want hy het nie. Ons is dan veronderstel om nog steeds die wet te onderhou, soos Yahushua het. Jy moet dan in sy voetspore volg. Hy sê, I do not change it. Hy verander nie die wet nie. Hy het nie enige van die wette gaan staan en verander vir ons nie, soos die Sabbat byvoorbeeld, nou is dit skielik op 'n Sondag, maar in die Bybel was dit op 'n Saterdag, of soos die 7de dag. Hy het dit nie verander na die eerste dag toe nie. Hy het niks verander daar nie. Selfs die offers, Joshua is nou die offer. Selfs dit het nie verander nie. Daar is nog steeds 'n priesterskap, daar is nog steeds offers. Dis Joshua, die offer. Never say this is right or that is wrong, but only this is right or wrong according to the Torah and in the light of Yahushua. Ja, so ons moet gaan kyk wat sê Yahushua oor 'n saak of 'n vers, wat, oor 'n idee, en dan daarvolgens leef. So jy moet altyd verwys na die gebooie om te weet hoe jy moet leef, maar ook jy kan gaan kyk wat het Yahushua daarvan gesê. Dis hoekom mense, ek dink hier is 'n baie goeie boek vir julle om in die hande te kry. En ek sal weer kyk om 'n link te sit onder hierdie video ook, soos my vorige video, waar julle hierdie boek kan kry. Hierdie boek is baie skaars. Ja, sodat julle Yahushua se woorde kan hê. Want soos Matteus 12 vers 48 sê, dat ons gaan geoordeel word volgens wat hy gesê het. En dan ek het ook hierdie vers toe weer gekry, wat sê dat my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Hierdie kennis wat hy na verwys is die wet van Yahuwah. Die volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan die kennis van Yahuwah se wette. Hulle leef verkeerd, hulle weet nie hoe moet hulle leef nie. Hulle dink hulle het hulle kaartjie hemel toe, so hulle worry nie eers oor wat die wet sê nie. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priestersamp nie sal bedien nie. Nou, 'n priester se doel is om te preek, is om die woord van Yahuwah te verkondig. Hulle het ook, soos in na die tyd, die wet voorgelees vir die volk. So hulle is daar, die rol wat Yahushua vervul het, dis wat priesters doen. Hulle verkondig die woord van Yahuwah aan die mense. En hulle verduidelik sy woorde. Omdat jy die wet van Yahuwah vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Hier is die bewys dat hierdie kennis wat hy van praat, is die wet van Yahuwah. En hy sê, omdat die mense sy wette vergeet, vergeet hy van hulle kinders. Nou mense, dis nie 'n nice ding om te hoor. Dis nie lekker om te hoor, dat Yahuwah jou kinders vergeet nie. Maar Yahuwah draai sy rug op jou gesin, op jou kinders, as jy nie die gebooie onderhou nie. Want dit beteken dat jy ook nie jou kinders dit leer nie. So aan die einde van die dag, gaan hulle wegbeweeg van die Vader af in elk geval. Want die riglyne is nie vir hulle geleer nie. Hulle het nie 'n soliede fondasie gebou deur hulle lewens nie, want jy het nie hulle vertel van die soliede fondasie nie. So dan gaan hulle huis mos nie staande bly nie. Ja, so dan gaan jou se reg wegdraai van hulle af. Maar ja, ek sou die Engels ook gelees het hier, maar ek dink die Afrikaans is goed genoeg daar. So in elk geval hierdie ouetjie, het lyk my hy was in die intelligensiediens gewees. En ja, dat hy, ek dink hy het 'n boek geskryf nou oor hierdie goed. Maar hy het vir 16 jaar blijkbaar dan stil gebly oor dit. Maar ja, mens kan sien hierdie dinge gebeur om ons. Die redes hoekom hy dink dit gebeur is nie heeltemal so nie. En
Maar ons kan sien hoe dinge is besig om in te vervul. Nie openbaring nie, maar die dinge wat Lucifer beplan vir die kortseisoen van misleiding, die dinge wat moet gebeur in hierdie kortseisoen, ons kan sien dit is besig om te vervul. En ek praat nou van die tweede Exodus byvoorbeeld. Dit is die volgende ding wat moet gebeur. Vir dit om te gebeur, moet hierdie wit nasies se leiers die Gog en Magog kwaad maak, om indoen, om sleg sê, om aanval en al sulke goede wat nou alreeds besig is om te gebeur, sodat die volgende ding kan gebeur, sodat hierdie wit nasies aangeval kan word. Maar soos ek sê, hierdie leiers werk maar almal saam, hulle almal speel hulle rolle, en hulle weet, dit gaan die lewens van 3 miljoene wit Israeliete kos, maar hulle is bly daaroor, want dis wat hulle vader Lucifer wil hê. En natuurlik, soos die Bybel sê, 'n uitverkore groep of 'n remnant van hierdie wit Israeliete gaan vlug Suid-Afrika toe, soos Nicolaas van Rensburg gesien het, in wit tente bly daar op die kuslyne. Hulle gaan Suid-Afrika toe vlug vir hulle heenkome en met die tweede Exodus. Dis wat nou in die pipeline is, mense, dis wat nou volgende moet gebeur. So hierdie oorlog gaan uitbrei, Rusland se oorlog gaan uitbrei, na Europa toe eerste, en dan saam met Europa ook maar Engeland, en dan, sover ek weet, China gaan Australië en Nieu-Seeland aanval, maar ek dink Rusland gaan moontlik help met in Nieu-Seeland, miskien met albei, en dan laastens Amerika en Canada. So dit gaan gebeur, mense, dit is in die pipeline, dis wat nou moet vervul, dis waar ons is op die tydlyn. Ons het niks te doen met openbaring, met die eerste 19 hoofstukke daar nie. Ons is heel in die einde, na die 1000-jarige vrederyk van Openbaring 20. Dis waar ons nou is. Ons is in die eind van die prent. Ons is net voor die wit troon oordeel van die Vader. Ek het ook 'n video wat ek vir julle gewys het, vanaf die slag van Gog en Magog tot en met die wit troon oordeel, hoe lank gaan dit wees? Volgens die ekstra Bybelse boeke. En ja, dit gaan wonderlik wees, daardie tyd. Maar ja, 'n paar dinge moet dan gebeur. Soos ek sê, die wit mense moet vlug Suid-Afrika toe in die toekoms. Maar dis maar wat die volgende dinge wat moet gebeur, en dan daarna natuurlik, soos Rusland al hierdie nasies ingepalm het, gaan hulle dan sê, kom ons gaan omsingel die kamp van die gelowiges, wat Suid-Afrika is. Hulle gaan, en die Bybel sê, dat hulle gaan daar wil aanval, as gevolg van die minerale wat daar is. En dit staan in Esegiel 38, as julle gewonder het. Dit sê ook daarso, hoekom die mense gevlug het uit hulle lande uit, as gevolg van oorlog, hierdie gelowiges. So hierdie kamp van gelowiges is nie die glorified saints nie, hierdie is die gelowiges wêreldwyd van Israel, wat by mekaar kom in Suid-Afrika. Van daar af gaan Jehovah toelaat dat hulle optrek in Kanaan in, wat net bo Suid-Afrika is. Dis hoekom ons terugvat tot by die ewenaar, soos wat Nicolaas van Rensburg gesien het, want dit is waar Kanaan is, mense. Daar's 'n rede hoekom ons terugvat tot daar. Want dis waar Kanaan is. Die berg Sion van die Bybel is op die ewenaar, daar by Uganda. Berg Rwenzori. Dis die berg met die 7 pieke wat Openbaring van praat. Want daardie berg, as jy gaan kyk, hy het ook 7 pieke. Hy is in die middel van die aarde, soos wat die Bybel sê. As die Bybel praat van die middel, praat hy van die equinox, nie van die letterlike middelpunt van ons aarde nie. Maar ek het dit ook video's daaroor gehad, wat ek het bewys, wat dit beteken. Ja, so, julle kan maar my video's deurwerk, as julle wil. En ja, ek sal maar aangaan, ek wil amper sê aanploeter, maar aangaan met video's maak, so met tyd, as ek iets ontvang, na die beste van my vermoë. Ja, ek moet maar met die beste doen met wat ek het. En ja, dis sleg as mense half aangeval word, en soos ons mense is, ons mense hou nie daarvan om te kla nie. Ons mense hou nie daarvan, ek hou nie daarvan om vir mense, nie eers vir my eie gesin nie, te sê dat ek voel sleg, of
ek is siek of ek sukkel met asemhaal of wat ook al nie. Ek probeer dit eerder vir myself hou. Dis maar hoe baie van ons mense is. So hierdie wat ek nou vir julle vertel het, dit het maar net, ek het dit gedoen om vir julle te verduidelik hoekom ek so minder video's gemaak het en hoekom ek so sukkel om te praat of as ek boodskappe skryf, hoekom ek foute maak daarin. So daar is maar redes vir die goed. En ja, tyd sal leer. Maar daar is nie meer veel wat moet vervul nie. En julle moet julle dag verder geniet. Ons praat weer volgende keer hopelik. As ons die lewe gespaar bly. Totsiens.